Hartlik welkom terug aan al ons kykers van die internet en ook ons broers en susters wat op 'n later stadium op ons webadres gaan kyk na hierdie boodskap en saam met ons die woord van die Here deel, ook aan u wat saam met ons hier is vir hierdie bespreking. Ons praat oor apostoliese profetiese mense is nie bang vir die duiwel nie. Apostoliese profetiese mense is nie bang vir die duiwel nie. En dis belangrik dat ons moet weet dat ons oorwinning is in Christus Jesus. Amen. Nou ons gaan nou net verder gaan van waar ons laas gestop het. Ons het gepraat oor 5 aspekte in die lewe van die kind van die Here, waardeur wat vrees in ons lewens laat ontstaan en ons sodoende dan beroof van die oorwinning, die seën van die Here, die guns van God, en dan ook dat ons nie oorwinning kan behaal en in besonder kan gehoorsaam wees aan die stem van God. Ons het gesê, hierdie 5 aspekte gaan ons help om vrees te identifiseer en dit dan ook te vernietig, om sodoende daarvan ontslae te raak. Ons gaan verder dan nou, en ons gaan vir u, ek wil vir u lees 1 Johannes hoofstuk 4, van vers 1 tot 3, en hy sê, dat ons nie enige gees moet glo nie. Hy sê, toets die geeste, of hulle van God afkomstig is, want baie valse profete is in hierdie wêreld. Daar's baie valse profete is in hierdie wêreld. So ons moet elke gees wat met ons praat, moet ons toets en seker maak dat dit wel God is wat met ons praat. Daar's 'n paar toetse wat ons kan toepas in ons lewens om uit te vind of ons op die regte pad is. Daar's 'n paar toetse wat ons kan toepas in ons lewens om uit te vind of ons op die regte pad is. Nou ons gaan begin met toets nommer 1 en ons noem dit toets jouself. Voordat ons in ministry kan gaan, voordat ons in die bediening, kerkbediening kan gaan, is dit belangrik dat ons eers met die onaanvaarbare altare in ons lewens deel. Hierdie onaanvaarbare altare wat opgebou is oor die jare, moet afgebreek word. En die altaar van God moet opgebou word. Die altaar van God moet eerste in ons eie huis en in ons eie lewens opgebou word, voordat ons ander mense kan bedien. En hier is dit baie belangrik, dat ons sal bou op die rots, Jesus Christus, dat ons sal aandag gee aan protokol en uitnemendheid. Protokol en uitnemendheid. Die tweede toets noem ons dan die aangestelde man van God toets. Die aangestelde man van God toets. En hier het ons te make met erkenning. En die vraag wat ek vir u wil vra vanmiddag is, of vandag is, is u in staat om die gees van God te erken of te herken op die lewe van 'n leier? Of op die lewe van 'n man wat in leierskap staan? Is u in staat om dit te herken of te erken? As u gaan lees 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 1, dan sal u sien dat die woord van God verklaar dat ons die man wie God aangestel het, ons moet hom naboots, ons moet hom volg, solank as wat hy Christus volg. Ons moet hom naboots. Die Engelse woord daar is imitate. En imitate het 'n paar betekenisse in Afrikaans, maar dit is om iemand na te volg of na te boots, solank as wat hy Christus volg. So ek moet hierdie gees van God kan herken en erken
op die lewe van 'n man van God, wat deur God aangestel is, die aangestelde man van God, of daar leierskap-eienskappe op sy lewe aanwesig is. So, die volgende toets is toets nommer 3, ons noem dit die stemtoets. Baie mense glo maar net enige stem wat hulle hoor, wat klink asof dit bonatuurlik kan wees, maar ons het nodig om die stem van God te kan herken. Ons het nodig om die stem van God te kan onderskei. En dis die rede waarom die gawe van onderskeiding van die Heilige Gees daar is. Gideon het 'n baie belangrike voorbeeld vir ons, dat hy toets die stem wat met hom praat. Ons gaan kyk na Rigters hoofstuk 6, vers 36 tot 40, dan sien ons, hy toets die stem wat met hom praat. Toets nommer 4 noem ons die vreestoets. En hier wil ons vir julle sê, gaan kyk gerus na Joshua hoofstuk 1 vers 6 en kyk na wat God met Joshua praat in hierdie instansie. Ons wil vir julle sê dat die meerderheid mense stap soms weg van leiers af wanneer die toetse kom en die omstandighede moeilik raak, dan stap hulle weg, maar jou sterkte lê nie in die meerderheid nie, maar in God. Jou sterkte lê nie in die meerderheid, maar in God. Dit is juist die wat vol van vrees is, wat in groot hoeveelhede saamdrom. Jy sal sien dat geweldige hoeveelheid kwaaddoeners het hierdie neiging om in groot hoeveelheid, in groot groepe saam te drom, omdat hulle besig is met kwaad dinge om kwaad te doen. Ons volgende toets is die watertoets, baie belangrike toets. Ons sien dat die water is 'n profetiese prentjie van die woord van God. En in hierdie gedeelte van Gideon sien ons dat die watertoets bepaal die manne wat geskik is vir die geveg. Bepaal die manne wat geskik is vir die geveg. Nie elke persoon wat in die kerk van Christus is geskik vir die geveg, vir die oorlogvoering nie, maar die watertoets bepaal die manne wat geskik is. En die water, sê ons, is 'n profetiese prentjie van die woord van God. Is u lief vir die woord van God, en u gesindheid teenoor die woord van God sal bepaal of u geskik is vir die geveg. Prys die Here. Halleluja. Nou, die eerste toets noem ons die broodtoets. Engelse vertaling praat van the loaf. En hy sê ook dat iemand het gesien in die vyand se kamp een loaf. So dis een pan brood, as jy dit in Afrikaans moet vertaal, dat hierdie manne van Gideon het soos een pan brood het hulle inbeweeg in die vyand se kamp in, as one loaf. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 17 verklaar dat ons is een brood in Christus, een brood. Hierdie generasie is 'n vreeslose generasie. Hierdie generasie wat God oproep, the Joshua generation, die Joshua generasie, is 'n generasie sonder vrees en 'n generasie wat in eenheid en eensgesindheid as een brood staan hulle op teen die vyand en konfronteer die vyand. Jy moet verstaan dat dit is nie die 32.000 wat as een brood opgetree het nie, maar dit was slegs Gideon en sy 300 man. Dan gaan ons voort na die 7de toets toe, die trompettoets. Die 300 sal u sien, het dieselfde klank as hulle leier gemaak. Hulle kon dieselfde klank, want hulle het almal die trompet geblaas, en hulle kon dieselfde klank maak as hulle leier. Dis belangrik dat helpers saam met hulle leiers moet staan. 1 Korintiërs 1 vers 10 sien ons dat simboliese prentjie, dit is 'n simboliese prentjie van almal wat dieselfde ding praat.
of dieselfde ding sê. Ons sien dat dis ook belangrik dat almal saam sal praat, dieselfde woord van God sal bedien en seker maak dat dit wat die leiers sê, dit sê ook die res van die kerk. Dan die toets nommer 8 is noem ons die aangestelde man van God, toets nommer 2, en ons noem dit ook volg die leiers. Volg die leier. As ons gaan kyk in Rigters hoofstuk 7 vers 18 tot 19, dan sien ons dat Gideon praat met sy leiers en hy sê, kyk na my, doen soos wat ek doen en volg my. Doen soos wat ek doen en volg my, vir God en vir Gideon, vir God en vir Gideon. En dis so pragtig, ek wil vir julle sê, elke man van God, wat deur God aangestel is, hy vereis dat mense hom moet navolg, solank as wat hy Christus volg. Dan kyk ons na hierdie toets van die aardse houers, toets van die aardse, die woord van God sê, dat die lig was weggesteek in hierdie earthen vessels, en die trompette was gelyktydig geblaas saam met hierdie houers wat gebreek was, en hierdie onmiddellike gesamentlike blootstelling van lig en klank het verwarring in die vyand se kamp gebring, en hierdie verwarring het gemaak dat hulle mekaar uitgewis het, prys die Here. Die vyand wis mekaar